Ons lees vanaand saam net 2 versies uit Romeine hoofstuk 12. Romeine 12, die eerste 2 versies van daardie gedeelte. Nou net so 'n bietjie agtergrond voor ons daai 2 versies saam lees. Die boek Romeine is in 2, ek kan dalk sê 3 dele, maar hoofsaaklik 2 groot dele opgedeel. Die eerste 11 hoofstukke is baie dogmaties, is leerstellig. Dit leer vir ons oor wat die Here vir ons gedoen het. Hy begin eintlik in die begin van die boek en dan praat hy van almal wat sondaars is en eintlik onder die oordeel van God en sy straf verdien, onder sy oordeel staan, maar dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het sodat ons gered kan word van ons sonde en dat ons deur geloof in hom gered word en hoe die Here dan in ons lewe werk en ons verander en uiteindelik ons eendag, ons wat Jesus aangeneem het, by hom gaan neem sodat ons ook in die hemel by hom kan wees. Dis die eerste 8 hoofstukke basies, dan hoofstuk 9, 10 en 11, so 'n bietjie van 'n ander fokus op die volk Israel, hulle wat nie op hierdie stadium baie van hulle nie in Jesus glo nie en wat in hulle toekoms voorlê. En dan in hoofstuk 12 draai die boek baie prakties. En is eintlik in die lig van alles wat hy klaar geleer het tot op daai punt wat hy nou 'n oproep maak. En die volgende dinge sê, ons gaan net daai eerste 2 versies saam lees en daarop fokus. Hy sê daar Romeine 12 vers 1: Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Net tot sover die gedeelte wat ons saam lees vanaand. Vra dat julle net so bly sit en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons het nou deur die liedjies wat ons gesing het, U naam groot gemaak en daardeur gesing dat U die een is wat van ewigheid af bestaan. Ons het gesing, U is die een wat was en wat is en wat kom. U is die Alfa en die Omega. En voor enige ander skepsel in die heelal gemaak is, of daar enige planete of enige iets bestaan het, Here, in die ewigheid voor tyd, het U nog altyd bestaan. U is die een uit wie alles is. Elke ding wat geskape is die werk van U hande. U het dit gemaak en uiteindelik is U die een wat ook vir ewig en altyd gaan regeer. En Here, baie dankie dat U ons as mens gemaak het en dat U ons so lief het, dat ten spyte van die feit dat die mens sy rug op U gedraai het en teen U gekies het vir die sonde, dat U seun gestuur het na hierdie wêreld toe om te kom sterf, die dood wat ons verdien het, sodat ons met U versoen kon word. Baie dankie dat ons deur Jesus Christus kinders van God kan wees. Baie dankie vir U woord, dat ons weet die Bybel is vas en ewig. Baie dankie dat ons weet, dit is nie verouderd en nodig om dit op te dateer nie, maar dat dit so relevant is, selfs vir ons lewe vandag. En Here, ek wil in besonder vanaand kom bid vir die jong mense onder ons. U weet die unieke uitdagings wat hulle beleef in hulle lewe, as ek dink aan skoolkinders, met groepsdruk en versoekings wat oor hulle pad kom, stryd en moeilike dinge wat hulle beleef, selfs jonger mense wat ouer is, besig is om te studeer by universiteite, wat 'n geweldige stryd baie keer het met die dinge waaraan hulle blootgestel word, dinge wat vir hulle geleer word soms, wat in stryd is met U woord. En ek wil bid, Here, dat U asseblief 'n geslag jong mense sal opwek in hierdie land, wat U liefhet met hulle hele hart. Dis wat ons net nou gesing het, Here. Ek het so gedink terwyl ons sing, ons sê met my hele hart en siel het ek U lief, o Heer, en gewonder of ons regtig U liefhet met ons hele wese. Sal U ons help om dit te doen, en getrou aan U te leef in 'n bose en 'n goddelose wêreld. Ons dankie dat ons dit kan bid, terwyl ons vra, Here, praat asseblief met ons, en help ons om te luister en te verander, soos wat dit nodig is in Jesus se naam. Amen.
So ons het gesien in hierdie 2 versies, in die eerste versie het hy gesê dat hy ons oproep, hy vermaan ons, Paulus wat daar skryf, ek vermaan julle, beteken letterlik om by iemand te staan en hulle op te roep, om 'n mens se liggaam aan God te gee, as 'n lewende en 'n heilige en aan 'n God welgevallige offer. Dit beteken om jou hele wese aan God te gee, dat jy aan hom behoort, en vir hom alleen te lewe. Nou ons gaan in die einde weer by die versie uitkom. Maar dan kom hy in vers 2 en hy sê die volgende woord, en ek wil hê dat julle aandag net gerig word op dit. Hy sê 2 goed. 2 opdragte wat hy eintlik gee. Die een is 'n opdrag wat ons nie moet doen nie, en die ander kant is 'n opdrag van iets wat ons moet doen. En hy sê die volgende, hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Dis die opdrag van wat ons nie moet doen nie. Dan sê hy, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dis die opdrag wat ons moet doen. En dan sê hy, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So in die lig van daardie 2 opdragte, een wat ons nie moet doen nie, en die ander een wat ons moet doen, wil ek graag vanaand met julle praat. So daai eerste een sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Dit beteken, moenie toelaat dat jy gevorm word in die vorm die eintlik dat jou lewe lyk soos die van die wêreld nie. En die ander een, so dis iets wat ons moenie gevorm word so nie. Ander een sê, maar word verander of gevorm deur die vernuwing van julle gemoed. Nou gaan nou sê hoekom hierdie hierso is. Die vraag wat ek dan wil vra vanaand, watter vorm neem jy aan? Nou ons het groen gekies, want ek het gedink dit sal uitstaan. Ek het nie geweet die lig gaan groen wees hier nie, so ek hoop nie dit pla nie. Maar ek het klei. Noeska was so gaaf om vir my klei te maak vir vanaand. En is interessant as 'n mens kyk na hierdie opdragte wat hy hier gee, die 2 woordjies wat hy gebruik. Uit die eerste een wanneer hy sê moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, beteken om saam gevorm te word in die uiterlike vorm van die wêreld. Nou ek het 2 vormpies ook saamgebring. Die een is rond, hy verteenwoordig die wêreld, so ons moenie gevorm word in die, as ek die Engels mag gebruik, die mold van die wêreld nie. Daarsoos hy bietjie baie klei gebring, ekskuus. En dan is daar 'n ander een, dis 'n hartjie wat gesê hoe ons gevorm moet word, en dit is na die beeld van Jesus. As hy sê dat ons vernuwe moet word in ons gemoed, ons sal sien uit ander gedeeltes dat die Here deur sy Heilige Gees wat in ons as sy kinders woon, ons wil verander om al meer en meer te word soos Jesus. So die vraag is, watter vorm neem jy aan? Daar's een ding wat ons nie na gevorm moet word nie, dis die wêreld. Ons gaan nou verduidelik wat presies dit beteken. En aan die ander kant moet ons verander of gevorm word om meer te word soos Jesus. Nou wil ek net vooraf sê, dis nou nie letterlik, jy moet die vorm van die wêreld aanneem nie, want anders gaan baie vaders moet Vadersdag al baie wêreldgelykvormig lyk. Dit is nie fisies om nie rond te word nie, dit ook dalk is nie ideaal nie. Maar dit is dat my lewe nie verander word om op te tree en te praat en te dink soos mense van die wêreld wat God nie ken nie, maar dat my lewe verander moet word om meer te lyk deur my gedrag, my woorde, my optrede soos die van Jesus. So kan julle sien die 2 kante. En wat hy mee besig is wanneer hy sê moenie gelykvormig word aan die wêreld nie, is hierdie 2 pole eintlik aan die werk. Aan die een kant is daar die wêreld wat van buite af my probeer indruk in sy vorm in. Ons gaan nou 'n versie lees of 'n vertaling van daai versie wat dit eintlik mooi stel, maar amper hierdie prentjie, daar's ons 'n drukkertjie op wat hom so indruk dat ek lyk soos die wêreld as hy met my klaar is. Dis van buite af invloed wat inwerk en my probeer beweeg om te doen wat ek as kind van God nie veronderstel is om te doen nie. Aan die ander kant is daar 'n werking van God in my wat my ook wil vorm en verander. En ek gaan toegee een kant toe of ander kant toe. En daarom moet ons vir onsself die vraag vra vanaand, watter vorm neem jou lewe aan?
Word jou lewe soos wat jy aangaan al meer en meer soos die wêreld, soos mense wat God nie dien nie, of word jou lewe al meer en meer soos Jesus, soos wat God in jou lewe besig is. So amper daai twee pole, daai twee kante. Hierdie twee is ook twee uiterstes. Die wêreld gaan ons nou sien is anti-God en anti-Jesus. Dis 'n bose stelsel onder die mag van die duiwel wat jou probeer wegtrek van God af. En aan die ander kant is daar natuurlik die Here wat deur sy gees my wil trek om Jesus meer en meer lief te hê. En ons bevind ons tussen hierdie kante en veral julle as jong mense het ek nou in die gebed ook genoem met geweldige toetse, versoekings en uitdagings wat julle trek. En ek wil julle aanmoedig uit die woord uit, soos wat die woord ons oproep, om nie toe te gee en verander te word, om meer soos die wêreld te word, nie maar meer soos Jesus. Nou ek het gedink om net dit so bietjie meer konkreet naby ons te kry. Dit voel so abstrakt, die wêreld en die Here aan die twee kante, om hierdie gedagte om nie aan die wêreld gelykvormig te word nie, om nie gevorm te word om te lyk soos die wêreld nie. Het ek gedink aan 'n voorbeeld in die Bybel van juis jong mense wat eintlik baie mooi gewaak het om nie toe te laat dat die wêreld buite hulle verander om te word soos die wêreld nie. En dit is Daniël en sy vriende. Nou onthou, hulle het in 'n land gewoon wat in ballingskap weggevoer is, so daar's 'n ander koninkryk wat hulle kom oorwin het, gewen het in oorlog, en baie van die jong mense, veral van die koninklikes en van die belangrike agtergronde, het hulle van die jong mense gevat na Babel toe, na 'n goddelose koninkryk toe, en hulle daar verander, sodat hulle uiteindelik na 'n tyd van 3 jaar sou kon dien vir daardie koning in sy paleis. En ons lees die volgende daai, hy sê daarop, het die koning, dis nou koning Nebukadneser, die koning van daardie goddelose wêreldryk van Babel, het aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring, jong seuns, so dis jong mense, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, dit was die koning se vereistes, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien. So daar's 'n paar voorwaardes, maar hulle moes jong mense bring dat hulle hier opgelei kan word om die koning te kan dien in sy paleis. En om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs, dis daai koninkryk, te leer. So hulle is uitgeneem uit hulle ouerhuise uit hulle land uit, geplant in 'n goddelose nasie, daar by die koning, besig om opgelei te word, om soos hulle te word en vir daardie koning te dien. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning, uit sy kos wat hy geëet het, en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. So dit was sy plan, hulle moes die taal leer van daardie nasie, hulle sou die kos eet van die koning, en na 3 jaar sou hulle voor hom dan nou kon dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, nou noem hy 4 jong mense, Daniël, Anania, Misael en Asaria. Dit was Daniël en sy 3 vriende, eintlik baie bekend by baie van ons. En dan lees ons daarso in vers 7, eintlik vers 7 sê dat hulle name verander is. Ek weet nou nie hoekom hy nie hier ingebring is nie. Daniël en sy vriende se name is verander na ander name toe. En dan lees ons daar vers 8, en Daniël het hom voorgeneem, hy het voor die tyd besluit, om hom nie te verontreinig, om hom vuil te maak, in 'n geestelike sin, met die spys van die koning, of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Onthou, daardie koning se kos was geoffer aan afgode, en hy het net gesê, hy wil nie daardie kosse eet nie, hy wil nie die koning se wyn drink nie. Hy het gevra, kan hulle asseblief groente eet en water kry? Toe is die hofdienaar baie bang, dat hulle gaan baie sleg lyk, net groente en water is daarom 'n verskriklike dieet. En hy het gesê, die koning gaan hom kwaadlik neem as hulle nie lekker sterk en
so lyk na die tydperk nie. En Daniël sê toe, maar toets dan vir 10 dae en kyk, en toe was hulle sterker en hulle meer vol van vlees jy daarso as die ander jong manne, en hy het toe nou toegelaat dat hulle dit nie hoef te eet nie. Maar in elk geval, hulle is ingedompel in hierdie stelsel in. Selfs die verandering van hulle name, wat ek nou jammer is nie daar ingebring is nie, elkeen van hulle 4 se name het 'n besondere betekenis gehad. Nou elke keer aan die einde van die naam, as jy die woordjie El sien of Ja sien, is dit 'n woord wat verbind is aan die naam van God. El wat verwys na God en Ja ook is die naam van God. So Daniël sou nou byvoorbeeld beteken God is my geregtigheid, Hanania sou beteken God is genadig, Misael het beteken wie is soos God en Asaria Jehovah is my helper. So selfs hulle name het hulle verbind in 'n sin dat dit het verwys na God. En al hulle name wat verander is verander dat dit betekenis dra of geheg word aan afgode wat in Babel gedien is. So elkeen van die name wat toe nou vir hulle gekies is, byvoorbeeld Sadrag, sy naam beteken die opdrag van Aku, dis die maangod in daardie samelewing gewees, of Mesach, wie is soos Aku, of Abednego is 'n dienskneg van die god Nergal of so noem hulle dit. So hulle het hulle name en alles verander. Hulle is gedompel in hierdie stelsel en probeer om hulle te verander om te word soos die mense in Babel. En hulle het gesê, ek sal nie toelaat dat die omgewing om my wegvat van die Here af nie. Dis jong mense wat gesê het, ek gaan bly leef vir God in die midde van hierdie goddelose wêreldstelsel waarin hulle self bevind het. En dis 'n mooi voorbeeld vir ons dan, as hy sê, ons moenie word soos die wêreld nie, ons moenie verander word om soos die wêreld te word en te wees nie, maar ons moet verander word om meer soos Jesus te wees, sien ons baie prakties dan nou in hulle lewe. So die eerste van hierdie 2 kante dan nou, as hy sê, moenie gevorm word om soos die wêreld te lyk nie. Sien ons in haar eerste woordjies waar hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Die een Engelse vertaling verwoord dit so eintlik baie mooi. Don't let the world around you squeeze you into its mold. So moenie dat die wêreld om jou verander, dat jy uiteindelik, daai woordjie beteken letterlik, om aan die einde dieselfde te lyk in die vorm soos die wêreld rondom jou nie. Nou is die vraag, wat is hierdie wêreld waarvan hy praat, as hy sê, ons moenie soos die wêreld word nie. Ons het nou klaar gesê, dit gaan nie oor die vorm van die wêreld, soos in die planeet aarde nie. Dit gaan ook nie net oor die mense wat leef in die wêreld nie. Hy gaan vooraf net 'n definisie gee, en dan gaan ons dit in versies daarna kyk. Die wêreld, soos dit hier beskryf word, is 'n bose stelsel onder die mag van die duiwel, wat in vyandskap met God is. Wêreld in hierdie sin is nie neutraal nie. Sien, die woordjie wêreld kan op verskillende wyse gebruik word. Partykeer praat dit van die hele wêreld en al die mense daarop of die inwoners van die wêreld, maar hierdie sin waarin dit gebruik word, eintlik die woordjie wat hier staan in die Grieks, is die woordjie wat vertaal kan word met age. Dit is hierdie tydsgees waarin ons onsself bevind. Hierdie stelsel wat aan die werk is in die wêreld onder die duiwel wat in vyandskap met God is. Net so 'n paar versies wat dit vir ons uitlig. Galasiërs 1 vers 4 praat van Jesus in die vorige versie, hy sê in vers 4 wat homself gegee het vir ons sondes. Jesus het na hierdie aarde toe gekom, soos wat ons nou gesing het, om ons te kom red, om sy lewe te gee aan die kruis, dat ons gered kan word, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Kan jy sien wat hy hiervan praat, is 'n bose wêreldstelsel. Is dieselfde woordjie vir wêreld wat daar staan as wat gebruik word in die deeltjie in Romeine. Dan sê hy volgens die wil van ons God en Vader. So Jesus het juis na hierdie aarde toe gekom om ons uit te red uit hierdie bose teenwoordige wêreld wat in opstand teen God leef. 1 Johannes 5 vers 19 sê hierdie woorde, ons weet dat ons uit God is, dis die wat aan God behoort, wat hulle lewe aan hom oorgegee het, en dan sê hy, en die hele wêreld
in die mag van die bose lê. Dis hoekom ons sê dis 'n wêreldsisteem, 'n sisteem onder die mag van die duiwel. 2 Korintiërs 4 vers 4 gebruik weer dieselfde woordjie as in Romeine wanneer hy praat daarso van die duiwel as die god van hierdie wêreld. Dis hy wat invloed uitoefen oor mense wat God nie ken en mense wat God nie dien nie. En dit is 'n sisteem wat in opstand is met God. Nie wil onderwerp aan God se woord en wat hy beveel nie, maar in rebellie teenoor God en vyandskap teen God wil leef. Jakobus 4 vers 4 beskryf dit verder wanneer hy sê egbrekers en egbreeksters. Nou daar in die sin kan 'n mens gaan kyk. Hy bedoel nie eintlik letterlik mense wat egbreek pleeg nie. Dit gaan oor 'n geestelike egbreek. Hy sê iemand wat ontrou leef aan die Here. Hy sê, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie. Dis hoekom ons gesê het hierdie twee pole is twee uiterstes. Dis nie maats nie. Die kant trek jou om meer te word soos die wêreld en aan die ander kant is God besig om hy te probeer verander om meer te word soos hy. Maar vriendskap met die bose wêreldsisteem is vyandskap teen God. As ek kies vir die wêreld, kies ek teen God. Dis hoekom hy sê ons moenie toelaat dat die wêreld met sy aanloklikhede en al sy liggies en valse advertensies ons lok, die sisteem om teen God se woord te kies, om dinge te doen wat mense se lewens vernietig en wat God nie behaag nie, wat God nie wil hê ons mee besig moet wees nie. Hy sê wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word outomaties eintlik 'n vyand van God. Moenie toelaat dat hierdie sisteem jou sluk nie. Net 'n laaste gedeelte, dan gaan ons 'n bietjie prakties praat oor dit. 1 Johannes 2 vers 15 praat van dieselfde gedagte wanneer hy sê moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. As my hele hart en my liefde lê in hierdie sisteem wat aktief in oppositie teen God is die kans goed dat ek nie God ken en vir God lief is en hom regtig dien nie. Dan sê vers 16, want alles wat in die wêreld is, nou begin hy bietjie uitbrei deur te sê, wat behels hier die wêreld? Waaroor gaan dit as hy sê die wêreld wat ons nie moet lief hê nie? Dan onderskryf hy dit, hy sê dit 3 dinge, die begeerlikheid van die vlees, dit is die begeerlikheid van die vlees praat van 'n mens se gevalle, sondige natuur wat neig om te wil doen, dit wat verkeerd is, dit wat hy begeer, die begeerlikheid van die oë, dit vir mens aanloklik is, dinge veral wat verkeerd is, wat jou trek, en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, die hele wêreldsisteem is tydelik, daar gaan 'n einde aankom, en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. As ons dit sien en verstaan, dan verstaan ons hoekom die Bybel sê, ons moenie toelaat dat ons gevorm word om meer en meer te word soos die wêreld nie. Nou, hoe gebeur dit dat ek gevorm word na die beeld van die wêreld? Julle as jong mense weet die uitdagings wat daar is met versoekings en dinge waarmee jy te doen kry. Iemand het gesê dit gaan baie oor genot, gewildheid, geld, daai dinge wat 'n mens kan trek. En baie keer is daar druk van buite, kinders rondom jou by die skool, vriende dalk in jou vriendegroep, om jou in te trek by dinge wat nie pas by iemand wat aan God behoort nie. Dinge soos om lelik te praat, te vloek, te laster, die Here se naam uitelik te gebruik, kwaad te praat van ander mense. Dis alles dinge wat as jy jou trek om in te pas by mense wat God nie wil dien of wil ken nie, dat jou optrede uiteindelik lyk soos hulle sin. Dan is jy besig om gelykvormig te word aan hierdie wêreld. Dinge soos as jy uitgenooi word om 'n partytjie by te woon, om deel te wees dalk van die, ek weet nie wat dit vandag noem nie, die ingroep,
Ek weet ek kan nie sê cool groep nie, want ek dink dit is baie lankal nie meer cool seker om die uitdrukking te gebruik nie, maar as jy saam moet drink en saam verkeerde dinge moet doen, saam moet rook, saam dalk dwelms moet gebruik, dis die wêreld wat besig is om jou te probeer indruk in sy vorm in. En dit is 'n pad van vernietiging. Dis hoekom die Bybel sê, moenie toelaat dat jy gevorm word, soos klei gevorm word, om al meer en meer te word, soos die wêreld wat eintlik teen God is, en wat God haat nie. Ek onthou op skool ook, selfs toe al, ek meen is 'n hele tydjie terug, hoewel ek nou regtig nie so oud is nie, hoewel die uitdrukking my dalk so 'n bietjie weggegee het, maar hoe mense gefrons het as jy nie deel in die verkeerde dinge wat die norm is tussen die jong mense van die dag nie. Ek onthou hoe skokkend dit vir my was, dat dit so die norm was, selfs in verhoudings op skool, dat kinders saam slaap, op skool al. Dis dinge wat die Bybel baie duidelik verbied. En al hierdie dinge, hierdie druk om daaraan toe te gee, om deel te wees daarvan, op daardie manier te lewe, is die wêreld wat besig is om jou in daardie vorm in te druk. En die Bybel waarsku en sê, moenie dit toelaat nie. Ek weet, geen jong mens wil 'n uitgeworpene wees, wat uitgestoot word, vir wie ander frons, hy sê, maar hoekom doen jy nie die dinge wat ons doen nie? Maar wanneer dit kom by hierdie dinge, is dit die moeite werd om soos Daniël hulle te sê, al sal almal anders toegee, ek sal nie buig nie. Ek sal nie inval nie. Ek sal nie my lewe inrig volgens dinge wat ek weet my lewe kan vernietig nie. En dit is hoekom die Bybel ons teen hierdie tipe van dinge waarsku. Dinge soos om verslaaf te raak aan pornografie. Dis dinge wat jong mense mee te doen kry. 'n blootstelling aan kry wat jy moet sê, ek sal nie toelaat dat ek verstrengel raak in hierdie dinge nie. Dis dinge wat my wegvat van God af. Dis dinge wat my lewe verander in 'n baie negatiewe sin. Dis dinge wat my 'n slaaf maak van verkeerde goed wat verhoudings en mense se lewens al soveel keer verwoes het. En die woord sê, moenie toegee nie, moenie saam beweeg nie. Onthou die hele samelewing, en baie daarvan is juis middels wat gebruik word deur hierdie stelsel en die duiwel wat agter dit is om mense weg te hou van God af. Daarom moet ons waak, waarmee jy jouself besig hou, wat jy kyk, waarna jy luister, waarmee jy besig is om dinge te doen. As 'n mens besig is op selfone en daai tipe van goed, daar's wonderlike goed wat 'n mens kan kyk en aanbouend is wat goed is. Ons is glad nie anti-tegnologie of enigiets nie, maar julle weet, baie van die goed wat 'n mens aan blootgestel kan word, wat jou gedagtes en jou hart wegneig van God af. Tendense wat gewild is vandag, wat mense doen, wat 'n mens net moet waak, dat jy nie saamgesleep word om weg te beweeg van die Here af nie. Nou ek dink as ons praat van al hierdie dinge wat hierdie wêreldstelsel ons by wil insluk en hoe dit lyk, is 2 Timoteus 3 eintlik 'n verskriklike mooi beskrywing. Mooi in die sin, hy beskryf dit goed, nie mooi omdat dit goeie goed beskryf nie. Om te sien hoe lyk dit? Die era, die tydgees waarin ons onsself bevind. Hy sê daarso, Paulus skryf vir Timoteus en hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. In hierdie era, hierdie tyd waarin ons onsself bevind. Hy sê, want, nou brei hy uit, wat is die swaar tye waarvan hy praat? Die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Is dit nie die norm vandag, dat mense se lewens hoeveel keer net draai om hulle self? Hulle is lief vir een persoon en dis vir hulle self. Hulle gee om vir een persoon en dis vir hulle self. En wie ook al hulle op kan trap of seermaak in die proses, solank hulle gelukkig is goed. Dit is die wêreld. Dis nie van God nie. God se kant is om onsself aan die einde van onsself te kom en hom en ander lief te hê. Hy sê daarso geldgierig is. Ons leef in 'n samelewing, in 'n tyd, in 'n era waar mense geld behep is. Meerderheid van mense op planeet Aarde, dink ek se bestaan vandag draai hoofsaaklik om geld. Dit is 'n gejaag
na geld van die oggend tot die aand. Hoe meer ek bymekaar maak, hoe meer suksesvol is ek. En dit maak nie saak hoe ek dit maak of wat anders gebeur nie, solank mense baie geld kry, is hulle gelukkig. Dit is 'n struik wat jou insleep weg van die Here af. Nou onthou, geld is nie self 'n probleem nie. Hierdie woordjie is letterlik liefde vir geld. Dis die moeilikheid. Omdat mense dit begeer, sê die woord, het baie mense al met baie smart deurboor, want hulle hou hulle op met verkeerde dinge net om geld bymekaar te maak. Mense is groot praters. Dis alles beskrywings van die wêreld se invloed in mense wat God nie ken nie. Dit gaan alles oor hulle self. Hoogmoed is so normaal eintlik. Trotsaards, dit loop so hand aan hand. Dit gaan alles net weer me, myself and I. Lasteraars, mense wat kwaad praat van God, wat hom laster. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Dit is weer iets. God sê in sy woord, eer jou vader en jou moeder. Die wêreld neig en trek jou om te sê, ek sal nie luister van my ouers nie. Kan jy sien die twee pole, die twee kante. Mense wat ondankbaar is, altyd net kla oor alles en nooit 'n gesindheid van dankbaarheid het vir wat die Here en ander vir mens doen nie. Onheilig, sonder natuurlike liefde vir ander, onversoenlik, hulle weier om vrede te maak met ander. Dis alles tendense, die verkeerde wat ons nie by ingesluk moet word nie. Kwaadsprekers, hoe goed ken jong mense dit nie? Om lelike goed te sê van ander mense. Dink 'n bietjie by die skool, hoe gebeur dit? Die meisies is by mekaar en hulle praat lelike goed van daai een en sê partykeer goed wat nie eers waar is nie, om daai een seer te maak en af te breek. As jy deel daarin, as jy besig om gevorm te word na die beeld van die wêreld, moenie daarin deel nie. Bandeloos, jy leef asof daar geen reëls en geen gevolge is vir jou dade nie. Wreed, die samelewing is wreed en sonder liefde vir die goeie, vir dit wat reg is. Mense is verraaiers, hulle is roekeloos, hulle is verwaand, weer eens kom neer op groot in jouself. Hoor hierdie woorde, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Daar's hierdie mentaliteit, as dit lekker is, doen ek dit, ongeag wat God daarvan sê. En dis die samelewing waarin ons onsself moet stuur. En die Here vra om ons te help, dat ons nie gevorm word, om in te val, en uiteindelik maar net saam met die stroom te beweeg, te lyk soos mense lyk wat God nie dien nie, te praat soos mense praat wat God nie dien nie, op te tree en dinge te doen, wat nie hoort by iemand wat aan God behoort nie. En ons moet so daarvoor waak. Sê as mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, uiterlik lyk en sê hulle dien die Here, maar die krag daarvan verloon het. Hy sê bly weg van hierdie mense af. Die duiwel gaan met alle mag probeer om jou te lok weg van God af. Groepsdruk en invloed baie keer van ander kinders wat nie die Here dien nie, gaan jou probeer insluk om dinge te doen wat jy weet, ek moenie meer besig wees nie. En jy gaan dag vir dag moet kies. Gaan ek toegee? Almal van ons gaan gevorm word, een kant toe of ander kant toe. Gaan ek toegee en meer word soos die wêreld, of gaan ek die Here vra my te help om nee te sê en gevorm te word? Ons gaan nou kyk hoe om meer en meer te word soos Jesus. So dis dan die ander gedagte. So die opdrag was aan die een kant, moenie gevorm word om soos die wêreld te lyk nie, maar word gevorm om meer soos Jesus te lyk. So hy sê daarso, maar word verander. Die woordjie daarso is die woordjie waarvan die Engels en dan daar's 'n afgeleide Afrikaanse woord ook metamorfose vandaan kom. Ons gebruik daai woordjie wanneer 'n wurmpie opgespin word in 'n kokon en aan die einde uitkom as 'n skoenlapper, dan sê ons hy het 'n metamorfose ondergaan, hy het van vorm verander. Nou daai sê word verander. En hoe gebeur daardie verandering? Hy sê daar, deur die vernuwing van julle gemoed. Verandering vind hier plaas. Baie interessant. Voordat ek anders praat, voordat ek anders optree, moet daar verandering in my verstand, in my gemoed, in my binneste hier, in my verstand plaasvind,
vir my lewe om ook anders te lyk. So kan jy sien, baie duidelik, hy sê nie daarso, hou op om verkeerde goed te doen en gaan maar net aan nie, maar in plek daarvan, moet jy toelaat dat jou verstand, jou gedagtes nuut gemaak word deur God. Nou net 'n versie of 2 wat dit bevestig en dan gaan ons praat oor hoe dit gebeur. Efesiërs 4 vers 22 tot 24 sê, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, hoe julle geleef het vroeër toe julle God nie geken het nie, die ou mens moet aflê. Dit beteken om nie meer te leef soos wat jy geleef het voordat jy God begin dien het nie. Dan sê hy, wat deur die begeerlikhede van die verleiding, sy lokaas om die verkeerde te doen, te gronde te gaan. Ons het gesê, dis 'n pad van vernietiging. Ons moet dit nie meer stap nie. Maar dan sê hy, vers 23, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, so ek moet nie meer leef soos wat ek het voor die tyd nie, doen wat ek gedoen het nie, maar my gemoed, my verstand moet nuut gemaak word, en dan julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Dit wat God vir my kom doen het, toe hy my kom red het, hy het my kom nuut maak, sy Heilige Gees het in my kom woon, om nou te leef regtig in dinge wat vir God mooi is, wat hy wil hê ek moet doen. Maar die verandering kom hier. Nou is die vraag, hoe verander ons gemoed? Hoe verander ons gedagtes? Hoe kry 'n mens dit reg? As jy sê, ons moet waak wat ons in ons gedagtes inlaat, omdat dit baie keer vorm hoe ons uiteindelik leef en optree, hoe gaan ons aan die ander kant ons gedagtes verander om op te tree soos wat God wil hê ons moet optree? Ek wil vra, is daar dalk 'n jong mens, asseblief moet my nie nou in die steek laat nie, 'n jong mens wat wil sê, hoe dink jy kan 'n mens se gemoed vernuwe word? Wat kan ons doen dat dit nuut gemaak word? Ok, goeie nuus is, ek kan dit nou vir julle sê, dan sal julle hierna weet, al het julle nie, dis om jou besig te hou met God se woord. Soos wat jy lees van hom, wat hy wil hê, wat goed is, wat vir my opbouend is, wat skadelik is, wat ek nie moet doen nie. Soos wat ek dit inneem, vorm dit my gedagtes en help dit my deur God wat my van die binne af ook help om te verander, om meer te leef soos dit wat ek lees. So om my besig te hou met die Bybel, is om die goed eenkant te sit, wat my hart en my gedagtes wegtrek van God af, en my besig te hou met die dinge van God, wat my lewe verander om meer soos hy te word. Ons mos daai illustrasie, ek kan nou nie mooi die detail onthou van dit nie, maar van ou wat gepraat het van hy die swart hond en die wit hond teen sy binneste, en die een wat hy kos gee is die een wat die sterkste is. Dis die gedagte van, as jy vir die wêreld plek gee deur jou besig te hou met die dinge van die wêreld, gaan jy daai kant toe beweeg. As jy jou besig hou met die dinge van God, gaan dit jou laat wegbeweeg van die dinge van die wêreld. Die Here gaan jou help daarmee. So kom hy sê ook in Kolossense 3 vers 1, as jy dan saam met Christus opgewek is, as jy regtig aan hom behoort, as jou lewe regtig aan hom gegee het, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Hou jou besig met dinge wat ewigheidswaarde het. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Vul jou gedagtes met God se dinge en jou lewe sal verander. Die uitvloeisel sal wees dat jy al minder begin leef soos die mense van hierdie wêreld. Nou hoor gou weer die twee kante net in hierdie gedeelte Filippense 3 vers 18 en verder. Hy sê, want baie van wie ek dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê. Nou hy is besig om te skryf vir die gemeente en hy so hartseer, hy sê hy huil terwyl hy skryf oor wat hy nou sê. Hy sê daar's baie mense wat wandel as vyande van die kruis van Christus. Daar's mense wat Jesus haat en hom vyandig gesind is. Nou sê hy, hulle einde is die verderf. Dis mense wat eendag verlore gaan omdat hulle Jesus verwerp het en die genade wat hy vir hulle gegee het en aangebied het deur sy kruis. Hy sê, hulle God is die buik, hulle leef eintlik maar net vir wat hulle kan inneem en kry, hulle eer is in hulle skande, hulle is trots op die skandelike goed wat hulle doen, en hierdie woorde, hulle bedink aardse dinge, hulle hou hulle besig met die dinge van hierdie wêreld. Nou sê hy na dit,
Want ons wat aan God behoort, ons burgerskap is in die hemel. Dit is so 'n mooi gedagte. As jy 'n kind van God is jy 'n hemelse burger. Ons moet eintlik nuwe paspoorte kry. Dit wys ons burgerskap is eintlik in die hemel. Ons is tydelik hier in Suid-Afrika op aarde, maar dis eintlik nou ons ewige huis. Hy sê van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Ons verwag hom. Ons sien uit daarna dat hy gaan kom en ons gaan kom haal, dat ons by hom kan wees. Dan sê hy, wat gaan gebeur wanneer hy kom? Dat ons vernederde liggaam, die een waar ons nou is van gedaante, sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Dis waarmee ons moet besig hou. God se dinge wat eendag gaan saak maak. Meerderheid van goed waarmee mense en jong mense hulle besig hou is aardse dinge. Buiten dat dit tydelik is en eintlik nie baie beteken in die lig van die ewigheid nie, is dit baie keer gekant teen God en wat hy in sy woord sê. 1 Petrus 2 vers 1 sê, lê dan af alle boosheid, sit dit eenkant, hou op daarmee, verkeerde dinge, en alle bedrog en geveinsdheid is voorgee om te maak of jy iets is wat jy nie is nie, en afguns en alle kwaadpratery, en in dieselfde asem is weer, bly weg van daai dinge, en verlang sterk, soos pasgebore babietjies of kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. Hierdie is ons kos, wat ons geestelik voed, wat ons gedagtes nuut maak, en ons help om anders te lewe as die mense van die wêreld. So, die Bybel roep ons. Hy sê vir ons, jou lewe gaan verander. Niemand van ons bly net sonder enige verandering nie. En dag vir dag gaan jou lewe verander in een van twee rigtings. Of jy gaan meer word soos hierdie goddelose wêreld wat in opstand teen God lewe. Jy gaan jou besig hou met dinge wat jy weet die Here nie wil hê jy moet doen nie. Jy gaan toegee aan versoekings, dalk om gewild te wees, populêr te wees. Dalk om dat jy dink dit gaan jou gelukkig maak as jy met hierdie goed besig is, maar jy weet hierdie dinge los jou leeg. Daai verslawings. Jy soek dit, jy dink jy voel beter as jy dit kry, maar nou is dit net weer erger terug. Iemand het gesê dis soos om sout water te drink as jy dors is. Hoe meer jy drink, hoe meer dors word jy. Of jy gaan verander word, en dit gebeur nie net van self nie. Ek wil amper sê, as jy net terug staan, gebeur hierdie. Maar of jy gaan verander word om meer en meer te word soos Jesus. En dis iets wat nie net van self gebeur nie. Dit verg inspanning om 'n keuse te maak om te sê, ek gaan my besig hou met God se woord. Ek gaan dit lees, ek gaan tyd maak om Bybel te lees. Ek gaan tyd maak om my te omring met ander jong mense wat vir God lief is en 'n opbouende invloed in my lewe het, wat saam met my die pad gaan stap, liewer as om my weg te trek van die Here af. Ek gaan nee sê wanneer mense my probeer oorreed en selfs boelie om besig te wees met verkeerde dinge, en ek gaan my besig hou met Jesus en sy dinge, en hy gaan deur my gedagtes nuut te maak, my hele optrede ook nuut maak. So, saam te vat. Romeine 12 vers 1 roep ons op. Hy sê, ek vermaan julle dan. Die dan sê eintlik vir ons in die lig van alles wat Jesus vir ons kom doen het. Sy lewe wat hy vir ons gegee het om ons te kom red, dat ons syne kan wees. In die lig daarvan roep ek julle op by die ontferminge van God oor alles wat hy vir ons gedoen het, dat julle julle liggame stel. Jou liggaam gee jou alles. Hier's ek, Here, as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Nou net so iets oor dit. Nou offers in die Ou Testament is iets wat jy gebring het. Gewoonlik 'n dier, 'n lam of 'n ding. Daar's ons 'n altaar, daar's hout opgesit, is aan die brand gesteek. Daai dier is geslag, hy's doodgemaak en op die altaar gesit as 'n offer vir God. Die offer wat hy van ons soek is 'n lewende offer. Hy vra nie jy moet jouself doodmaak vir hom nie. Hy vra dat jy lewendig jouself algeheel vir hom gee om elke dag vir hom te lewe.
'n lewende offer. Is ook 'n heilige offer. Dit beteken eenkant gesit vir God alleen. Te sê, my liggaam, my lewe behoort nie meer aan myself nie. Ek gaan my liggaam nie meer gebruik om die wêreld en die sonde te dien nie, maar gaan myself gee om vir God te leef in hierdie wêreld waarin ons onsself bevind. En dan sê hy, en dan sal dit ook 'n welgevallige, 'n mooie, aanneemlike, goeie offer wees. Dan sê hy, dit is julle 'n redelike godsdienst. Hy sê eintlik, dis mooi, die woordjie wat gebruik word is van waar ons die woordjie logika kry. Dis die logiese ding om te doen as jy dink aan wat God vir ons gedoen het. Nou wil ek vir jou vra, sien waar dit begin. Het jy al jou lewe volkome aan God oorgegee en gesê, Here, ek wil my alles vir U gee. Ek wil nie meer in hierdie wêreld leef vir myself, of vir die sonde, of vir die verkeerde dinge nie, maar ek wil my lewe toewy aan U. Ek wil nee sê vir die verkeerde en alles vir U gee, omdat U alles vir my gegee het. Hy het sy lewe, letterlik sy lewe gegee, om jou te red uit hierdie teenwoordige, bose wêreld. En die logiese ding om te doen, is om te sê, Here, hier is my alles. Maar dan, om dit uit te leef in die praktyk, is 'n elke dag keuse, waar hy uitroep, moenie toelaat dat jy gevorm word soos die wêreld nie, maar word verander. 'n Werk wat God doen, hy verander ons, maar ek gee myself daarvoor deur my besig te hou met God en sy dinge, dat hy my gedagtes nuut maak en saam met dit my lewe ook nuut maak. Dat ek sê, ongeag watter druk maats op my sit, of die stelsel waarin ons leef, ek sê, ek sal nie saamgaan nie. Nou net gou terug by Daniel en sy vriende om af te sluit. Hy het gesê van die begin af, ek gaan nie toelaat dat die stelsel my vorm om nie meer vir God te leef nie, om God te vergeet en vir die afgode en die plesiere van Babel te leef nie. Ek gaan getrou bly aan God, al eet ek groente en koue water vir die res van my lewe. Op 'n tyd later het daardie einste koning, Daniel was op daai stadium nie by nie, 'n opdrag gegee, hy het 'n groot beeld van goud gemaak en hy het gesê dat almal daardie beeld van hom moet aanbid. Hulle en vir hulle wat aan God behoort is afgodediens, jy mag dit nie doen nie, dis heeltemal teen hulle geloof. Hulle het toe nou nie die 3 vriende van Daniel gebuig, toe almal buig, toe daar nou die musiekinstrumente gespeel het, soos die koning gesê het, en almal moes buig en aanbid, het hulle dit nie gedoen nie. Toe het mense hulle kom aankla en gesê, maar hierdie mense aanbid nie die beeld van die koning nie. En toe gee die koning hulle nog 'n kans. Toe sê hy, gaan julle nog een kans gee, as julle nou ag gee, sê hy daarso, as al die instrumente speel, as julle dan buig voor die beeld wat ek gemaak het, goed, as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. Hoor hierdie woorde, en wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Hy sê, buig of julle sterf. Dis sy woorde. Hoor hoe antwoord hulle. Beginsel vas. Hulle het nie net saam gegaan met die stroom nie. Hy sê, as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit U hand ook koning verlos. Maar so nie. Hulle sê, selfs al gebeur dit nie, al gaan ons dood. Laat dit dan aan U bekend wees, o koning, dat ons U gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat U opgerig het, nie sal aanbid nie. Koning het boos geword. Hy het beveel dat hulle daai oond 7 keer warmer moet maak as wat hy was. Hy het sy sterkste manne gekry om hulle in te gooi. Die ouens wat hulle ingegooi het, het dood geskroei. En hulle het los rondgeloop in die vuuroond en iemand saam met hulle in die vuur wat by hulle was. En hulle het vasgestaan en gesê, sterf ek sal nie toegee nie. Dis die jong mense wat ons nodig het. Ek sal nie saam met julle gaan nie. Ek sal nie doen wat julle sê nie. Ek sal getrou aan God bly. Dis 'n dag vir dag keuse. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir U woord wat so mooi vir ons uitdruklik sê wat U van ons verwag. Ons weet daar's buite ons 'n wêreldstelsel wat so aanloklik vir ons vlees kan voorkom.
wat dinge voorhou wat lyk asof dit genot en versadiging en vervulling kan gee, maar ons weet dit kan eintlik nie. Maar dankie vir u Gees wat besig is in ons as die kinders se lewe om ons meer te maak soos Jesus. Sal u ons help om ons lewe as 'n offer algeheel aan u oor te gee en elke dag te kies om nie vir die wêreld te leef nie, maar vir u. In Jesus se naam. Amen.